Welkom terug vir die groot ontbyt. Ons is selfs vanmôre met Frikkie van Logrenberg van IFSA. Ons praat spesifiek vanmôre oor die mediumtermynbegroting wat binnekort voorgelê gaan word deur die minister van Finansies en wat dit vir jou beleggings gaan beteken. Goeiemôre Frikkie. Môre Peer, môre Jen, hoe gaan met julle vanmôre wat so mooi pragtig rooi lyk hier op die bank? Heel toevallig altyd nou ja. Dankie. Die seisoense rooi. Dis hy. Dit kom deur. Frikkie, kom ons praat 'n bietjie met die minister van Finansies wat binnekort die mediumtermynbegroting moet voorlê. Natuurlik sê mense, wat se impak gaan dit hê op my beleggings? Maar kom ons begin eers, wat is jou verwagting van die begroting? Peer, ek dink die mediumtermyn begroting is by homself is nou nie 'n platform om verskriklike dinge aan te kondig nie, groot verskille ensovoorts. Ons is nou al 'n stukkie af van die pad. So ek dink nie daar gaan skokke wees as sulks nie, maar ek dink jou normale fokuspunte gaan vorendag kom. Die eerste ene is die groei van die ekonomie. Ek dink hulle gaan so 'n bietjie meer realisties aanpas. Nie negatief as sulks nie, maar bietjie meer in lyn met wat in die land basies besig om te gebeur. Want daar is maar uitdagings as dit kom met infrastruktuur, krag, vervoer, daai tipe van ding, en dan het ons natuurlik 'n arbeidsmark wat ook sy eie unieke uitdagings het. So die produktiwiteit is nou nie heeltemal daar nie. Volgende punt sal ek sê is die infrastruktuur investering wat gaan probeer help om die ekonomie so 'n bietjie uit te groei. Ek dink hulle gaan daaraan raak. Daar's nie baie politieke druk op die stadium en tyd nie, maar ek dink hulle gaan 'n paar dingetjies daarso aankondig of ons net op die hoogte hou van hoe lyk die infrastruktuur, beleggings en natuurlik belasting. So ek glo nie daar gaan enige streng aanpassings kom nie. Nie op die BTW, daai tipe van ding nie, maar ek glo hulle gaan meer fokus op die punt waar hulle meer effektief na die belasting opgader gaan kyk, want as jy gaan sien hoeveel geld hulle nou al die laaste tyd ingeet, dis baie meer as wat verwag word. So dis 'n goeie ding, en natuurlik dankie vir die twee-potstelsel wat so 'n paar rand in die koffers ingedruk het. Frikkie, nie met ons weet wat behels dit, hierdie begroting in breë trekke nie, maar ook hoe dit die beleggingsportefeulje van die kyker beïnvloed as ons kyk na korttermyn en langtermyn. So Jen, 'n begroting is niks behalwe die gesondheid van jou ekonomie nie. Hoe loop jou maatskappy of jou land as besigheid, as maatskappy, wat jou inkomste en jou uitgawes is. Nou, huidigelik as ons gaan sien dat daar 'n negatiewe uitkyk is op groei, waar jy marginale groei gaan kry, en daar's 'n afwaartse beweging in rentekoerse, wat ons glo gaan deurkom, 'n verhoogde bietjie inflasiesyfer, en dan net die belasting wat nou baie meer aandag gaan kry, gee dit vir jou 'n resep dat jy moet jou effektiwiteit van jou beleggings moet jy mooi uiteen gaan sit en gaan kyk dat as jy enige belegging maak, het jy maar blootstelling tot die mark. Jy belê ergens, koop jy 'n aandeel wat in 'n besigheid is wat in die land bedryf word. So as daai winste verminder, gaan jou opbrengs en jou groei in jou portefeulje verminder. So ek dink daar gaan as 'n mens nou nie dit in bewus van is nie, gaan kyk maar na die wiskunde, daar gaan 'n effek wees op jou portefeulje. Nou, hoe maak mens dan nou om hierdie onsekerheid in jou finansiële beplanning hok te slaan? So Peer, vir my gaan dit suiwer. Jy moet 'n strategie hê, en 'n strategie is my baie beter as 'n ou gelukskootjie of 'n vinnige kansie wat jy kan vat ensovoorts. Jy moet gaan kyk na die planne, maar dis meer uit 'n emosionele oogpunt uit wat 'n mens nou nie aan die emosie en die geraas moet reageer nie as sulks. So as mense vir jou sê, kyk hoe goed presteer die mark, goudpryse is die hoogste en alles, jy moet nou gaan belê, dan is jou natuurlike instink, ek wil ook. En 'n mens moet waak daarteen, jy moet maar bly by jou strategie. En selfs die negatiewe punt ook, as jy te bang is om jou geld op risiko te plaas of 'n gedeelte op risiko te plaas en jy net rentedraand is, dan verloor jy ook uit op daai potensiale groei wat jy daar uiteensit. So jy moet maar 'n gebalanseerde portefeulje vorendag sit. Jy sê 'n goeie plan is beter as 'n goeie markloopie. Wat bedoel jy daarmee? So die eenvoudige rede of die eenvoudige ding is konsekwentheid en dissipline. Ek het nog nie in my tydperk in die bedryf iemand wat konsekwent gedissiplineerd sy strategie, sy langtermynplan bymekaar sit wat nog nie by sy beleggingsdoelwit uitgekom nie. Jy kom daaroor tyd. So in plaas van om te sien of om opgevang te word wat die mark nou beskikbaar is, sit jou strategie bymekaar, bepaal waar wil jy uitkom en dan sit jy jou planne bymekaar. So dit is goud werd as jy daarna kyk. Kom ons bly by die strategie en nuwe beplanning. Hoekom is dit belangrik om nou aan die einde van die jaar, kan jy maar sê, boeke te vat en daai strategie weer dop te hou? Peer, jy moet sien hoeveel kan jy spandeer op Kersgeskenke nommer 1. Dis belangrik.
as jy gaan kyk waar is ons op hierdie tyd. Ons is so 3/4 af van die pad met die belastingseisoen. So jy moet 'n netto effek gaan uitwerk om te sien hoe staan jou stand van sake en as 'n mens nou regtig oorhoofs gaan kyk hoe lyk die beleggingsfront. So weer eens die mark is op 'n hoogtepunt. Die beurs het goed presteer, die buitelandse beurs het goed presteer. Alles lyk positief en positief. So ek verneem op die stadium in tyd is dit 'n goeie tyd om bietjie te herbalanseer in jou portefeulje en seker te maak waar is jy op jou beleggingsjourney en dit sal wys wees om hierdie tyd dit te doen. Jy praat van die netto effek. Wat behels dit? So netto effek is wat gebeur na alles. So na alle kostes, na alle belastings, alles. Wat is die netto effek? Wat is oor na die punt? So om 'n illustrasie of die punt deur te vat, as jy 'n 10% groei kry. Die netto effek van belasting as jy 30% belasting betaal, is jy kry nie 10% groei nie, jy kry netto 7% groei. So dis bitter belangrik om die netto effek van kostes, bestuurskostes, platformkostes en dan die netto effek van belasting ook op jou portefeulje uiteen te sit. Vrek belangrik. Jo, dis 'n klomp berekeninge. Ja. Wat maak IFSA dan nou anders as dit kom spesifiek by hierdie tipe berekening? So Peer, as ek en ek het lank en hard alweer daaroor gedink en ons het nou by 'n paar punte uitgekom. Die een ding vir my is die verskriklike aandag tot detail wat ons vorendag bring. Nou spesifiek op die kostes en die belastings. Wat ons nou ons adviseurs leer dat 0,5% hierso, 0,2% hierso beter. Wat dit oor tyd maak is 'n verskriklike kumulatiewe effek. Is om jy moet nie nou 'n oplossing, jy moet oor daai oplossing oor tyd moet jy kan illustreer. En die snaakse ding is my Bybelstukkie vanmôre het gehandel oor Spreuke wat sê deel dit. Wat jy moet onderskeidsvermoë en jy moet insig moet jy probeer ontwikkel en dit te probeer deel. Nou ons by geensins weet wat presies wat gebeur nie, maar ons het al 'n bietjie ervaring en ons weet wat gebeur in sekere situasies. So die ander punt is as 'n kliënt by 5 of 6 of 7 jaar saam met ons wees, dan het ons hulle al so baie geleer en dat hulle basies self weet wat in die bedryf aangaan. Hulle begin al vir ons goedjies te sê om te sê kyk hierso en kyk daarso. So dis 'n faktor en ons hou daarvan om daai inligting uit te gee en daai education soos die Engelsman sê. Ja, dit is lekker om terugvoer van jou kliënte af te kry en om te sien hoe hulle kennis ook groei en ontwikkel. Definitief. Frikkie, nou maar as iemand nou met een van die onafhanklike adviseurs wil werk en julle wil kontak, waar maak hulle kontak met julle? So baie eenvoudig SMS die woord kontak na 48422. 48422 die woord kontak en dit maak nie saak of jy letterlik in Christiana of Mzintini waar ek gister was. Bly nie, ons kom kuier gerus. So jy travel nogal? Nee, is heerlik. Ek sien jy met daai prentjies wat julle altyd sê, waar is die? Vra my, ek wil vir julle sê. Frikkie, baie dankie jy draai kom maak het vanmôre. Dis lekker om te hoor dat wat ook al in die medium tot korttermyn begrotings gebeur, by effek in die marke gaan 'n mens daaraan kan beplan met die regte strategie deur net daarby te hou. 100%. Dankie vir jou tyd. Dankie vir julle. Lekker dag. Nou ja, as jy graag inligting wil hê van IFSA af of bietjie meer met Frikkie wil gesels, om direk met IFSA te kontak, SMS die woord kontak, so maklik soos dit, na 48422. Kontak 48422. SMS kos R1.50 en BSF geld. IFSA is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer met die FSP nommer 4337.